is vandag by SP Miller hulle in die Elandsrivier omgewing. Nou hulle boer met berane en het wegbeweeg van die speenkalfsisteem na 'n ossisteem wat hulle background in die berge. Kom ons gaan vind meer uit. SP, sommer net in kort gehou jou sisteem, jy gaan ons nou, sal ons meer in diepte in jou sisteem ingaan. Net 'n vinnige oorsig, hoe werk dit by jou? Okay, so ons het destyds toe die, kom ons sê, die persepsie uitgekom het van jy kry nie meer 'n lekker premie vir jou booraan kalvers en voerkrale en so nie, en mense sê hulle pas nie lekker in die sisteem nie, toe het ons heeltemal half wegbeweeg van dit. Ons het oorgeskakel van 'n speenkalf sisteem na osse sisteem. Ja. So wat ons die osse in die berge instoot. Hulle tel hulle gewigte daarop, hulle vleis, hulle kilogramme. As hulle sekere kilogramme plus minus 330 tot 340 bereik, dan bring ons hulle in op aangeplante maar nog steeds grasweidings. Ja. Ons gee vir hulle klein vetmaakrantsoen by en dan vat ons hulle tot op slag. Okay. Verstaan? En ek dink daai konsep het vir ons baie hierso gewerk in hierdie geografiese area wat ons het met die berge en wat my pa my geleer het destyds is om elke vierkante meter van jou grond te benut. Ja. Verstaan, om die kilogramme, die vleiskilogramme per hektaar te druk en nie noodwendig net op gekonsentreerd op speenkalf moet dit weeg en dit weeg nie. So nee, dit is maar hoofweg. So ons sisteem is dan om dit self slaggereed te kry. Ja. So die trokke kom van die abattoirs direk hier na toe ons laai op die veld en dan gaan hulle abattoirs in slag en ek moet sê die terugvoering wat ons kry van die abattoirs is merkwaardig. Verstaan, daar was geen diskriminasie dan teen 'n booraan karkas teenoor ander nie. Vleiskwaliteit goed. Vleiskwaliteit goed, die uitslagpersentasies goed. Ons wissel van 51 tot 53% wat vir ons baie goed is. Ja. Verstaan, want jy wil jou insette en jou vetmaak insette so laag as moontlik hou. Natuurlijk, En dis die kwaliteit ek dink van die booraan is om sy vermoë om van die veld af vet te raak. Verstaan, nie daai byvoeding gee vir hom daai 2 gradering, maar verstaan, sy kwaliteit is om in die veld te geboer te word. Met 'n hoë kwaliteit gesonde vleis is dit uit so 'n sisteem uitkom. Nee, definitief. Dis wat die abattoirs verstaan. Daar was nog nie een keer wat ek 'n abattoir moes gebel het en te sê, luister ek het osse, kan julle kom laai nie. Verstaan, is elke keer wat hulle my bel en sê, luister ek het nie nou al wat reg is of ek het klaar vir 'n ander ou beloof. So dit is ook vir my die kwaliteit wat die ouens sien. Verstaan, as iemand heeltyd terugkom na die produk wat hy kry en wat hy gewoond is, verstaan, dis ek dink dis die booraan effek. Nee, ek stem 100% saam en onthou in so 'n sisteem hierdie osse is rustig en ek meen jou mortaliteit, jou siektes, jou daai goed moet ek meen besiek is zero. Het jy kyk om met julle eerlik te wees, nê? Hierdie is 'n area wat alle siektes het. Jy het hartswater, jy het rooi water, jy het galsiekte. Ja. Maar die manne hier agter kan getuig. Kyk, hulle word dalk een keer in 'n maand en 'n half of 2 maande by die berg bymekaar gemaak. Hierdie goed word nie gespuit nie. Verstaan jy? Hulle is gehard, want kyk, dit is die effektiwiteit van die kuddes wat ons al oor die jare geteel het van die tipe bees wat die aard. Ja. Verstaan jy? En ek dink dit is 'n ding wat ook wat goed is. Verstaan, hy's vry van al daai inspuitings en al daai tipe van goed en hy aard op die veld. Verstaan, dit is mos maar eintlik maar die oorsprong van die ras in die Afrika gebiede hoe hy gewy het en wat sy nature is. Verstaan, jy kan nie 'n bees voel ons te veel pamper nie. So nee, hulle mense dit kom elke keer terug, nê, lae inset kos, lae inset. Kom dit nou weer. SP, wat is jou opinie, die algemene gevoel daar buite is mos nou 'n booraan word te vinnig vet in die voerkraal. Hoe voel jy daaroor? Ja, ek voel dis die beste ding ooit. Verstaan, hoekom wie sal kla oor 'n bees wat te vinnig vet word? Verstaan, veral as jy in die slagbedryf is en die vleisbedryf is. Verstaan, dis wat ek voel. Wat ek nog nie lekker verstaan nie, verstaan, ek's nog jonk, ek ken nog nie al die ins and outs van die bedryf, ek leer ook nog by die dag. Maar die ding vir my is wat die som klop, as 'n bees vinnig vet word, is ons om beter. Verstaan, so, dis hoekom voel ek ook, meer mense moet eintlik boorans boer, want hy word vinniger vet. Jy moet 'n premie kry, die voerkraal moet eintlik hulle rantsoene dan probeer aanpas, gee vir die ding minder. Verstaan, jou insetkoste is laag. Maak jou rantsoen goedkoper. Maak 'n groter marge op jou persentasie. Kyk, hulle klaar nie. Hulle word lekker vet van hierdie goed. Ja, jy moet die vinnig vet word tot jou voordeel gebruik en dit nie sien as 'n negatief nie. Nee, dis wat ek dink ook. Dit kom maar weer oons, maar as kan net daar by die koeie praat, daai jou vet neerlegging op jou koei
is so belangrik vir vrugbaarheid. So jy word eintlik gepenaliseer nou as gevolg van 'n aangepaste bees. Ja. Want kyk op die einde van die dag is dit mos 'n boerhand se kwaliteit of enige vleisbees se premie kwaliteit, kom ons sê prima kwaliteit is om gras in vleis te kan omset. Ja. Staan gras waarvoor in hy gebou gewig is. en vet. Dit is hoe hy saamgesit is. Ja. En ek dink dis wat die boerhand oor die jare van die genetika en als daai presiese formule eintlik het en hy doen dit. Hy sit dit in een pakkie vir jou saam. Wat speen jou gemiddelde speengewig in hierdie omgewing wat jy in? Dit wissel. Kom ons sê ek het somer en 'n winter kalfseisoen. Ja. So in die winter is dit bietjie swaarder en so, maar ek sal sê as ek tussen 195 tot 205 op my verse in die winter kry, is dit wonderlik. En nou het ek op my bulle en my ossies het ek 220 tot 240 gekry. So ek het eintlik interessant genoeg is ek het van my kruiskoeie die een sy het 'n bulkalf gespeen nou van 255 op die veld, nê, maar sy's bietjie groter raam. So ek sê, "Jesus, dis goed." Toe kyk ek en op dieselfde dag sy weeg 605 kg, nê. Ja. En ek kom en ek sê, "Jesus, maar hier kom hy baie billetjie is hier's 'n billetjie. Wat weeg hy? 233." Ek gaan kyk sy ma, 'n mooi boerhandkoei. Sy weeg 383. So sy het oor die 60% kalfspeen en persentasie behaal. Kijk, Toe sê ek kan amper 2 van daai koeie aanhou vir daai groter raam koei en jy speen 10 kg ligter. Dis een van die groot mispersepsies of jy weet wat die bedryf het, dat daai groot koei so min van haar geen onderhoud is so groot. So jy is 100% reg. Ja. Ek meen, dis hoekom speengewig eintlik nie 'n bragging right is nie. Glad Voor nie, jy hierdie koei gewig is. Ons het nou daarvan gepraat. Dit is geen bragging right nie, want ek meen daai koei van 600 kg kan net die waarskynlikheid sy elke jaar gaan kalf. Is ook minder. Dis baie minder. Maar sy kos jou geld. Sy eet ook meer. Ja. My pa sê vir my daai koei moet ons dubbel eet as wat 'n koei van 380 amper weeg. En dis ons groot ding wat ek terugkom by die punt is ons wil kilogramme per hektaar Produseer, ja. Verstaan, ek kan dan 2 koeie vir dieselfde hoeveelheid wat ek daai een koei hoef te kom ons sê op graskampe hoef te gee en te wy. En daai jy kry kleiner dieselfde gewig. Moenie laat die ou maniere van altyd hoe 'n ding was en hoe mense groot geword het, kom ons sê in meer gekende beesareas en beesrasse, verstaan dat dit die stigma is. Verstaan, daar is ontwikkeling vir 'n ander manier van boer ook. Verstaan, ek dink ons moet meer saam met die veld boer, in die natuur, verstaan, in jou geografiese area. Ek dink met hierdie ras ook, dit is vir my skrikwekkend om te sien reg oor Suid-Afrika en ewen in die Afrika lande hoe hierdie bees oral kom ons sê aanpas. floreer. Verstaan, dis ook die groot ding van boerdery is aanpasbaarheid. Die groot ding is jou insetkostes. Verstaan, in tye wat ons vandag bevind, as jy kyk wat diesel is, wat kunsmis is. Verstaan, ons moet teruggaan om in die natuur te boer en ek dink dit is ook, jy moet statistiek ook. Verstaan, dis hoekom is ons so op dit met ons jaarlikse gewigte. Wat weeg jou koeie? Al is hulle in 'n droë toestande, al is hulle in nat toestande. Daai persentasies, ewen my uitslagpersentasies van osse wat abattoirs toe gaan. Ons gaan heeltyd deur dit. Verstaan, ons kyk heeltyd wat is jou gemiddeld? So jou gemiddeld pas aan. So as ons hierdie kom ons sê nuwe strategie probeer, nou kry ons beskiklik 'n bietjie hoër uitslagpersentasie. Verstaan, nou sê okay, yes, ons beweeg weg van die proses wat ons 5 jaar terug geïmplementeer het want ons is oop vir verandering. Verstaan, wat werk nou beter? En ek dink dis 'n belangrike ding is om van 'n kom ons sê finansiële agtergrond of 'n statistiek en syfer agtergrond dit te kombineer met jou passie om te boer en tussen die beeste wees en so. En ek dink dit is lekker as iets jou help om dit makliker te bereik en ek dink dis so. Die boerhand maak dit vir ons moontlik in hierdie kom ons sê area van ons. In hierdie bergagtige grond en so. Want op hierdie stadium laat hy die syfers klop, nê? Seker. Met lae insitte soos wat ek genoem het, siekteweerstand, al daai tipe van goed. Verstaan, dit bly in die natuur. Daar kan nog steeds goed gebeur wat nie in jou hande is nie, maar ek dink op hierdie stadium die boerhand vergroot ons waarskynlikheid om meer winsgewend te boer. Ons gebruik slegs bulle wat deur die genootskap gekeer is en wat voorgestel is.
kom ons sê om in ons lyne in te bring en dan die tipe bulle wat ons self teel moet ook daai eienskappe hê. En daai bulle wat nou uitstaan bo die res, hulle sal ons weer gebruik om ons kuddes weer vorentoe te vat. So as jy kyk na hierdie grysbil ook, dis daai mooi sterk kop, nog 'n jong billetjie, maar daai mooi diepte in die agtergat. Daar staan 'n mooi rug. Hy staan nou seker 'n bietjie vorentoe wat hy op bietjie skynste is. Jy kry nooit 'n plat stukkie by ons. So jy moet hom maar so met die oog ook vat, maar sien, dis die tipe kwaliteit bil wat vir jou later aan daai kalvers goeie speenkalf kan gee, goeie produserende koei in die toekoms met 'n mooi gemiddelde medium raamstruktuur. En ek dink dis die belangrikheid om van ook as jy met boerhand boer is om goeie bulle te gebruik. En daai droogte is as jy eintlik dan hier kom kuier en so en kom kyk, dan sien jy eintlik die ware karakter van 'n boerhand. Kom ons sê os, daai gehardheid. Verstaan, hy kan dalk nou nie kom ons sê op 'n kondisietelling van 'n 2L wees nie, maar hy groei. Verstaan, hy tel nog steeds gewig op, al staan hy bietjie langer en so. En ek weet nie ervaar jy dit, maar tog kenmerkend van 'n os en veral 'n boerhand os, maar na swaar kry, na dip, die herstel vermoë is astronomies. As ek vir julle wys daai gewig wat hulle die afgelope 2 maande vanaf Februarie wat ons reëns nou gekry het, wat julle kan sien hoe staan die gras al klaar weer. Nou kan jy dink hierdie was kaal grond. Die vermoë van hierdie osse om regtig waar veld in kilogramme om te swaai. Ja. En vleiskwaliteit is regtig merkwaardig. Ons het nou 'n lekker winderige dag gehad by SP Miller. En dit is lekker om te sien hoe hy entoesiasties boer met die boerhand en die boerhand geniet, omdat dit iets is wat sin maak in sy omgewing. Dis 'n ras wat dit maklik vir hom maak om mee te boer.